Goeiemôre, dit is die 3de April en dit is die tweede keer dat ek hierdie video moet oormaak, maar ek doen dit met 'n smile, want Jesus het al so baie goed vir my gedoen, ek doen dit met 'n smile. Iemand het my nou laat weet, hy is op YouTube, ek kon hom nie live Facebook nie, en gesê dat ek is op slow motion. Nou ja, ek hoop hierdie keer kan jy my vars hoor. Nou, eerste keer is altyd goed, maar miskien die tweede keer wil die Here dalk iets anders sê. Ek gaan nou vir jou iets lees, en vanoggend is die woord op my hart, dat ek met jou wil deel oor wat jy spreek en die seëninge wat daar buite vir ons is. Nou, hierdie hele wêreld is vol vloeke en vol seëninge. Nou, die duiwel het net vloeke op pad na jou toe, maar die Here het net seëninge op pad na jou toe. In hierdie Bybel staan daar in Deuteronomium 28 die seëninge. En ek gaan dit so kort as moontlik vir jou sê. En dis wat ons op die kampe vir die manne leer, om hulle kinders te seën. Want jy sien, bo ons koppe hang daar baie vloeke van ons oupas se oupas met al hulle sondes kom op ons neer. Hulle het doodgespreek oor ons en gesê, jy gaan nêrens kom nie, jy's useless. Maar weet wat, ons sny dit af in Jesus se naam. Ek is 'n kind van God en 'n gunsgenoot en my beste lê voor. Is dit nie so nie? Nou ja, ek gaan vir jou lees in Deuteronomium 28. Jy moet mooi oplet in die klas, want hierdie is baie, baie belangrik. En dan moet jy dit aanstuur vir ander mense, sodat ons mekaar kan seën, en sommer hierdie land ook kan seën. As ons hierdie land seën, het ons baie minder moeilikheid. Stem jy saam met my? Hierdie land met al sy potensiaal. Is tyd dat ons begin lewe spreek oor ons land. Nou, hier kom hy. Is jy reg vir hom? Ek gaan vir jou lees uit Deuteronomium 28 uit die ou vertaling uit. As jy goed luister na die stem van die Here vandag, en al sy goed wat ek jou beveel, dan sal die Here jou die hoogste maak bo al die nasies. En hierdie seëninge sal oor jou kom en jou inhaal as jy luister na die stem van die Here. Hier kom hy. Geseënd sal jy wees in die stad. Geseënd sal jy wees in die veld. Geseënd sal jy wees die vrug van jou liggaam, die vrugte van jou land, vrug van jou vee, aandeel van jou beeste en die aandeel van jou kleinvee. Al die boere, ek spreek dit oor jou. Dan sê hy, 5, dis nou vir die tannies wat lekker kos maak en koek bak, en tuis na jy nywerhede het. Geseënd sal jy wees jou mandjie en jou bakskorrel. Dis nou vir jou spesiaal. Nou sê hy, geseënd sal jy wees by jou ingang, daar by jou die huis ingang, en daar by jou uitgang. Geseënd sal jy wees by jou uitgang. Die Here sal maak dat jou vyande wat teen jou opstaan, voor jou verslaan sal word. Hulle sal op een pad teen jou uittrek, en op 7 paaie sal hulle voor jou uitvlug. Raai wie sê dit? Die Here sê dit vandag vir jou. Ek spreek dit uit sy woord, en sy woord is altyd waar, want hy kan nie lieg nie. Hou vas. Die Here sê jou maak, dat jy jou vyande wat teen jou opstaan, voor jou verslaan sal word. Nou ja, vers 8, die Here sê jou seën oor jou gebied, in jou skure, en alles wat jou hand aanslaan, en hy sê jou seën in die land, wat die Here God jou sal gee. You've got it. Het jy dit vanmôre? Jy moet net sê amen, ek hoor jou nie, jy moet net sê amen. Daar uit Australië, Nieu-Seeland uit, jy mag maar amen sê, hoor. Die Here sal vir jou, vir hom, as 'n heilige volk gevestig, vers 10, en al die volke op die aarde sal sien, dat die naam van die Here oor jou uitgeroep is. Ek roep dit vandag oor jou uit, die naam van die Here. En die Here sal die goeie aan jou oorvloedig gee, in die vrug van jou liggaam, die vrug van jou vee, vrugte van jou land, en die land wat die Here jou vaders met 'n eed beloof het. En die Here sal sy goeie skatkamer, met die hemel vir jou oopmaak, om die reën vir jou land op die regte tyd te gee, om al die werk van jou hand te seën. En jy sal aan die nasies uitleen, maar hulle sal nooit by jou hoef te leen nie. En jy sal nie hoef te leen nie. En die Here sal jou die kop maak en nie die stert nie. En jy sal boontoe gaan en nie ondertoe nie, as jy luister na die gebooie wat ek vandag vir jou gee. Nou ja, ek wil dit short en sweet maak. Hier hoor jy dit. Net 'n bietjie verder. Daar staan die seëninge en die vloeke. Nou, ek is so bly. Ek is 'n geseënde van die Here. Ek is my beste lê voor. Ek is ingeënt deur Jesus in die seëninge van Abraham. Omdat ek Jesus lief het, kom Abraham se seëninge oor my. Aitsa, het jy dit geweet? Dit is so. Vat dit vandag is die waarheid. En jy in Nieu-Seeland, en jy in Australië, en jy in Filippyne, en jy in Amerika, en Dubai, oral, skryf bietjie net, amen, uit Dubai uit, amen, uit Japan uit, waar ook al jy is, sommer uit Swyzerland ook uit, sit jou naam daar agter en waar jy is. Dit is net interessant vir my om te wees. Wat wil ek sê vandag? Ons sê hierdie goed, die pa spreek dit oor hulle seuns, sodat hulle nageslag geseën sal word. Onthou jy, daar was 'n oom, hy 2 seuns gehad, Esau en Jakob, sy naam was Isak. Toe seën hy mos die verkeerde seun. Onthou jy, Jakob? En raai wat het gebeur? Jesus is later uit daai seëning gebore. Wow, is dit nie kosbaar nie? Dit wat jy spreek, is baie meer as wat jy dink. Kom ons spreek lewe. Kom ons seën. Here, ons seën Suid-Afrika.
Here, van Louis Trichardt af, van Messina af tot onder in die Kaap. Suid-Afrika is 'n geseënde land van die Here. Kan ek vir jou bid? Here, baie dankie vir al die seëninge wat ons vandag ontvang het uit u woord. Ons vat dit, ons leef dit en ons spreek dit. Ons loof en prys u naam. Amen. Het ek jou gehoor amen sê? Miskien het ek jou gehoor. Daaruit, waar ook al uit. Mag jy 'n wonderlike dag, jy weet jou beste lê voor en besef dat hierdie Here jou ontsettend baie lief het. Totsiens, tot 'n volgende keer.